Goeiedag en baie welkom by sessie 8 van ons module 4 waar ons praat oor die gebed van 'n disipel. Nou, ons het verlede week meer begin praat oor kontemplatiewe gebed. Dit word ook dikwels genoem die gebed van die hart. Nou, ek wil hier net so 'n bietjie meer agtergrond gee wat ek dink tog van waarde kan wees. Kyk, in die Christelike tradisie het daar 'n baie groot draaipunt gekom hier by die 4de eeu. Toe Constantijn, wat toe op daai stadium keiser was, gesien het dat die kerk geweldig groei, tot op daai punt was die Christene nog redelik vervolg, en was mense nie toegelaat eintlik om Christene te wees nie. Hulle het dit baie moeilik gemaak vir die Christene. Hulle was 'n klein minderheidsgroep wat op neergesien is. Maar ten spyte daarvan het die kerk geweldig vinnig gegroei, net deur die spontane getuienis en die uitleef van God se liefde, ten spyte van hoe hulle behandel is. En Constantijn het besef, maar hierdie stryd gaan hy nie wen nie. Dit gaan baie beter wees, polities gesien, om die steun van hierdie geweldige groeiende groep mense te bekom. En daarom het hy op die ouend besluit om die kerk eerder te erken, te sê ons vervolg hulle nie meer nie. En 'n ruk later is die kerk selfs as staatskerk verklaar. Wat beteken dit was toe nou nie meer bedreigend om 'n Christen te wees nie, wat dit vroeër wel was. Dit het nou mode geword. En geweldige groot getalle mense het kerk toe gestroom, want nou was dit was 'n goeie ding vir jou CV in ons taal, om 'n Christen te wees. So daar het eintlik 'n groot vervlakking in die die standaard, of kan ons sê die lewenswyse, die waardes van die kerk in die Christene plaasgevind. En nie almal was baie tevrede en gelukkig daarmee nie. En veral het 'n groep mense in die omgewing van Egipte en Sirië en daar in die Midde-Ooste het gevoel wat nou hier gebeur is nie reg nie. En daarom het hulle teruggetrek in die woestyn in. Daar in die woestyne van Egipte en Sirië, daai wêrelde, het hulle afgesonder in die woestyn om daar vir God te dien met toewyding en met oorgawe, soos wat dit nie meer in die kerk was nie. Hulle het net gevoel, hulle wil nie deel wees van daardie opset nie. En so die tradisie van die woestynvaders en woestynmoeders ontstaan, waaroor daar kostelike verhale geskryf word. Die vader van die woestynvaders, Vader Anthony, het homself byvoorbeeld aanvanklik, ek dink dit was vir iets so 27 jaar, afgesonder, wat hy alleen was, geen mens meer kontak gehad het nie, en 'n geweldige suiweringsproses beleef het in sy eie geestelike lewe. En uit hierdie tradisie uit, het die gebed van die hart ontstaan, of kontemplatiewe gebed, waar hulle geleer het om net in stilte met God te vertoef. En hulle het baie dan gebruik gemaak van die gebedsfrase, Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. So dis 'n tradisie wat sterk wat later bekend gestaan het as die ortodokse kerk. Dis die oosterse deel van die kerk. Kyk, tot in die 10de, 11de eeu was daar net een kerk, die Rooms-Katolieke kerk. Maar daar was 2 tradisies wat ontwikkel het. Die een in die westerse kant, rondom Rome, en die een in die oosterse, sogenaamd oosterse kerk, met ander hoofsentra, soos Alexandrië, Konstantinopel, daai tyd. En hierdie 2 tradisies het in 'n mate verskil. In die woestynvaders het 'n groot invloed gehad op die spiritualiteit van die ortodokse kerk. Nou, bietjie meer wil ek in hierdie sessie dan deel oor die gebed van die hart, of hierdie kontemplatiewe gebed. Nou, ek het die voorreg gehad om so klompie jare terug in Egipte met biskop Thomas, wat uit daai tradisie kom, waar hulle vandag nog in die kloosters daar hierdie gebed beoefen. En vir hom gevra, maar hy moet bietjie met my deel, waaroor gaan dit regtig in hierdie gebedsvorm? Nou weet, biskop Thomas is absoluut 'n man wat, jy kan sien as jy in sy teenwoordigheid is, dis nie vir hom teorie nie, dis iets wat hy leef en beleef. In sy teenwoordigheid ervaar jy net daai rustigheid van God, die vrede van God. Ek dink nou daar in ons groep het op 'n stadium daar aangekom, saam met een van ons sendelinge wat in Egipte gewerk het.
Nou hierdie ou wat ons nou begelei het, wat daar permanent bly as sendeling gewerk het, hy was nogal 'n drywer en hy het ons gevat van een plek na die ander plek om vir ons bloot te stel en dinge gewys. En ons het daar by Anafora, die retreatsentrum van Biskop Thomas aangekom en hy het ons ontvang, baie rustig met ons gesels, ons iets aangebied om te drink. In die volgende oomblik vra die sendeling wat nou permanent daar bly vir Biskop Thomas, nou Biskop, wat gaan ons nou vir die mense wys? Kom ons doen dit of dit met hulle. Hy het hom net so gekyk, toe sê hy vir hom, luister, jou mense is moeg, hulle het nou rus nodig. Just let them be. En hy het onmiddellik opgetel, vir ons groep was die pas nou te vinnig. Ons kan nie net van een ding na die volgende spring nie, ons moet net bietjie tot verhaal kom, en dat ons rus nodig het. Daardie onderskeiding, daardie aanvoeling, is by mense wat ook weet wat dit is om by God te rus. Nou, Biskop Thomas het toe dit min of meer so gestel, hy het gesê, hierdie gebed begin met die woorde, met die aanroeping van die naam van Jesus. Jesus Christus, sê, is 'n kragtige belydenis en 'n erkenning dat ons nou te doen het met die lewende God, om in daardie teenwoordigheid van God, met jou volle bewussyn in te beweeg. Dit is wat jy nou doen. En die seun van God is die belydenis dat hy is God. Hy is werklik God. 'n bewuswording van, wat is jy nou besig om te doen? Jy kom in God se teenwoordigheid, na hom toe. En dan sê hy, wat baie dikwels gebeur as 'n mens so in God se teenwoordigheid kom, word jy bewus van goed in jou eie hart, wat nie reg is nie, wat na vore kom. En daarom, wees my genadig. En dan sê hy ook, hierdie spiritualiteit, sê hy, is baie 'n vroulike konsep, dat ons moet kom met 'n verwagting, soos die Koragiete in Psalm 42 sê, wat ek smag na God, ek dors na God. Kom mens met 'n openheid, 'n afwagting, met die verwagting om swanger te word van God se teenwoordigheid, om met hom versadig te word, en so net by hom stil te raak, en by hom te kom sit. En elke keer as jou gedagtes afdwaal, dan gebruik jy weer die gebed, Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. Nou ek noem in die sessie ook nog 'n paar ander mense se sieninge in leiding oor hierdie kontemplatiewe gebed, wat hoe mense dit kan beoefen. Nou, nog iets wat ek baie waardevol gevind het, is die riglyne wat Ken Kais gee, oor stil word en bewuswording. Want julle sal almal weet hoe maklik ons gedagtes rondspring en ronddwaal. En ons is nie geoefen daarin noodwendig altyd om ons gedagtes doelbewus te skuif van een ding na 'n ander nie, en om te fokus nie. En daarom gebruik Ken Kais hierdie riglyne. Hy sê, as jy stil word by die Here, gaan sit gemaklik, soos ek verlede keer gesê het, op 'n kombuisstoel, jou bene langs mekaar, en word dan bewus eers van jou liggaam. Raak net bewus van dit wat jy in jou liggaam ervaar. Begin by jou gesig, met hierdie spiertjies hier tussen jou twee oë. Baie keer as mens gespanne is, dan is jy geneig om te frons en dit op mekaar te trek. Laat dit doelbewus ontspan. Raak dan bewus van die spiere in jou gesig, by jou wange, jou kakebeen. Laat dit doelbewus net ontspan. En so beweeg jy af na jou nek toe, jou nek en skouerspiere. Nou, julle sal almal weet, dit is gewoonlik waar mens baie gespanne raak en jou nek raak styf en jou skouers raak styf. Maak bewus daarvan, wat ervaar jy daar, en laat dit ontspan, laat dit doelbewus ontspan. En so gaan jy af in jou arms, jou hande, jou rug, jou bene, jou voete. So jy skuif jou aandag doelbewus om alles net te laat ontspan. Jy kan ook dit saamtrek op 'n stadium en dan ontspan. En dan sê hy, skuif jou aandag na jou hart toe. Sien dit amper asof jy in jou eie hart instap, as 'n klein mensie. En nou beweeg jy in jou eie hart in. En wat ervaar jy as jy daar in jou eie hart instap? Wat is die atmosfeer? Is dit lig?
Is dit donker? Is jy gespanne, senuweeagtig? Is jy bang? Is jy rustig? Wat leef daarso? Raak bewus daarvan. En raak dan bewus daarvan dat dit is waar God sy woning maak. Hy woon in jou hart. Raak bewus van sy teenwoordigheid. Raak bewus van hoe hy daar teenwoordig is. En laat sy teenwoordigheid in jou hart doen wat hy wil doen. En wag net en kyk, wat doen hy? Dis 'n geweldige kragtige oefening om mee stil te raak vir kontemplatiewe gebed. En dan net te wees by die Here en te wag op hom. Nou nog iets wat baie belangrik is met hierdie gebed, is om te verstaan dat die doel daarvan is net om by God te wees en hom lief te hê. En verskriklik belangrik, jy kan nie misluk nie. Baie mense sal sit daar so en dink, ag nee, wat dit werk nie van my nie, my kop is so besig, ek kry dit nie reg nie. Nee, dit is nie iets wat jy moet regkry nie. Dit is net iets waarin jy moet ontspan. En daar sit, jy kan nie misluk nie. Want God kan nie misluk nie. En van die ouens wat ek gelees het hieroor sal sê, as jy daar stil raak en jou gedagtes leer terugbring na God toe met die Jesusgebed of met 'n gebedsfrase, enige ander gebedsfrase of 'n gebedswoord, en binne daai 20 minute is dit, ervaar jy miskien vir 1 minuut, miskien nog minder as 'n minuut, werklike stilte en rus in God. Dan was dit meer as genoeg. Dit moenie vir jou voel as jou kop die meeste van die tyd te besig is, jy het misluk nie. Dis iets wat jy inoefen en mettertyd sal jy ervaar. Dit raak makliker om net in sy teenwoordigheid te kom en langer daai intimiteit te beleef en sy aanraking te ervaar. Maar moenie dink dis iets wat jy hoef reg te kry nie. Wag net op hom, wees oop vir wat hy doen. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.